Ons almal se lewe is soos 'n lappies kombers. Al die gebeure en herinnerings word soos lappies aan mekaar geweef met drade van geloof, hoop en liefde. Ma se konversie was veral vol drade van liefde. Die wat haar geken het, weet dat sy altyd net wil gee en help. So sal ons almal ma as 'n dierbare ouma, sussie, skoonsis en vriendin onthou. Sy het deur baie hartseer gegaan die laaste jare. En ons wou so graag dit versag het, maar kon net nie. Ons hemelse Vader het haar stil omhaal. Nou is sy veilig en in vrede, waarna sy so gesmag. En hierdie begrafnisbrief kom van die kinders en kleinkinders en familie. Laat ons bid om die seën van die Here. Laat die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart welbehaaglik wees voor U aangesig, o Here, ons rots en ons verlosser. Amen. Ons sing die besondere bereiding van Psalm 23. Die vind dit op die 3de bladsy van die blaadjie. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Baie diep haal hy my uit. Baie diep haal hy my uit. Hy plant my voete op 'n stewige rots. Baie diep haal hy my uit. Dis aan 23 op hierdie besondere manier en dan bly jy staan, dat ons staande saam bly. bewerk ons kindskap deur die gawe van die Seun en die Heilige Gees. So word nietige sondaarmense soos ons aangeneem as die kinders. En as ons die kinders is ons erfgenade van die ewige lewe. Seën
die bediening daarvan, so sal doen en ontvang, dat U op die voorgrond staan en die eer en verheerliking van U naam sal geskied. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. U kan weer die plekke in. Ons skriflesing, familie en vriende, is Romeine 8 en ons lees verse 18 tot 30. Romeine 8, verse 18 tot 30. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Want die skepping wag met 'n reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het, in die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slawerny van die verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En net so kom ook die Gees ons swakhede te help. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Ons lees tot daar, dis ons skriflesing. Ons teksverse is 2 verse uit hierdie gedeelte. Die eerste is vers 18 en die tweede vers 28. Vers 18 lui so, ek herhaal dit weer. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie.
worstel met die begrip, die alreeds en die nog nie. En in ons geleesde gedeelte word dit op 'n besondere wyse uitgebring. Dit wat alreeds is dat God in sy liefde en genade in die tyd na mense uitreik. En dan werk sy Heilige Gees in die uitverkorenes die ware geloof. Dis God wat dit bewerk. Geloof is nie iets wat 'n menslike vernuf is nie. Dis 'n gawe van God. Wanneer hy na die in sonde gevalle mensdom toe kom, dan betoon hy hom soos wat hy is. Regverdig deur sommige te laat in die ellende waarin hulle self gewerk het. En hy betoon hom ook as barmhartig. Hy kies vir hom uit hierdie in sonde gevalle mensdom, uit die wat ewe verlore is. Kies hy vir hom sy uitverkore getal en begiftig hulle met die geloof. En nou vind ons op die aarde twee groepe mense, gelowiges en ongelowiges. Ons word deurentyd daaraan herinner, ons beleef dit altyd. En weet jy, soms lyk dit asof die gelowige niks anders af is as die ongelowige. Want wanneer God in sy voorneme die wedergeboorte aan sommige skenk, dan haal hy hulle nie uit die wêreld en neem hulle hemel toe vir die afwagting van die wederkoms. Hy wederbaar hulle, hy werk hierdie wedergeboorte wat in sy krag en in sy wonder niks minder as die opwekking van die dooies is. Hy wek dit en as hy dit gedoen het, laat hy hierdie wedergeborenes in hierdie wêreld lewe. En Romeine 8 gaan nou oor die gewaarwording van iemand wat deur God begenadig is, deur die Heilige Gees wedergebore is, en wat tog in hierdie lewe lewe. En ek hoef die Stigling familie nie te herinner wat dit beteken. Dit beteken dat die uitverkorene, ondanks die wonderbemoeienis van God, lyding ervaar. Want as daar nie sonde was, sou daar geen lyding wees nie. Maar lyding het in die wêreld gekom deur die sondeval. Lyding is 'n gevolg daarvan. En nou sit ons in die alreeds en die nog nie. Ons ervaar deur die werking van die Heilige Gees wat soos 'n eerstelingsgawe. Jy onthou die Jode in die Ou Testament, wanneer hulle oes moes hulle van die beste van hulle oes moes hulle na die priester as 'n beweegoffer bring. En hierdie simboliese handeling het gedui dat die hele oes aan die Here behoort en dat die inkomste wat die boer kry 'n gawe van God is. U hoor die simboliese taal. En nou gebeur dit dat ons die Heilige Gees het en tog in hierdie lewe aan lyding onderworpe is. Daar is sekere mense wat beweer, as jy die Here met toewyding dien, gaan dit net goed met jou.
En ek hoef nie dit nie te sê nie, die ervaring leer jy alself, dat dit 'n leer is. 'n Family. Ten diepste gaan dit altyd goed met 'n kind van God. Selfs deur die lyding heen. Maar die weghou van lyding van God se uitverkorenes bestaan nie. En so raak 'n mens vasgevang. Soms in die lyding wat jy beleef, dat jou vooruitsig ingedram word. Dat jou hoop begin beskaam. Dat jy in Romeine 8 verse 18 tot 30 lees van die heerlikheid van die kind van God. Dat jy daar lees dat 3 partye sug vir die openbaarmaking van die kinders van God. Het jy gehoor? Die skepping sug. Want omdat skepping en kroon van die skepping die mens baie nou verbind is, het hulle altyd met mekaar te doen. Die sondeval van Adam en Eva het gemaak dat die skepping weer God vervloek het. En nou gebruik die Heilige Gees Paulus om simbolies deur aan die skepping wat onder die mens gestel is, persoonlike trekke te gee. En kry ons die skepping wat sug om die openbaarmaking van die kinders van God, dat die vloek wat die sonde veroorsaak het, weggeneem kan word. En ons ook. Dis nie net die skepping wat sug nie. Dis ook ons. Want ons weet en die Heilige Gees werk in ons harte en oortuig ons dat ons kinders van God is en erfgename van die ewige lewe. Maar soms gebeur daar in hierdie lewe dinge met ons wat lyk asof die heerlikheid van God op 'n ver afstand gekom. Dit kom so ver dat 'n mens soms begin hoop verloor. Want jy kan sien waarom ons gered word in hoop. Ons leef in hierdie bedeling en tog het die uiteindelike wederkoms van Christus so werklik in ons geword dat ons verder sien as nou. En tog realiseer dit nog nie. Ons is nog nie in die hemel nie. En daarom sug ons om oorkleed te word met hierdie verheerlikte liggaam, want ons weet ten diepste, al het ons die wedergeboorte, die ewige lewe in ons hart, kan vlees en bloed nie die ewige lewe beerwe nie. Hierdie liggaam moet verander word en daarom sug ons saam met die skepping dat die Here nou moet kom. En is dit dan nie ook waar in die omstandighede waarin ons bevind vandag? Het Koran nie gesag na die openbaarmaking van die kinders van God, na die heerlikmaking wat hier as 'n voldonge feit gestel word. Het jy gehoor hierdie laaste gedeelte, vers 29 en 30, want die wat hy van tevore geken het, weet hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig, en die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Hoor jy, dis verlede tyd, dit het gebeur. As jy deur die wedergeboorte aan Jesus Christus verbind word en jou verhouding met God reg is,
het al hierdie dinge gebeur uit die voorverordinering van God. En dan vind dit ding soos 'n plaasaanspraak. En jou lewe word oprig. Jy wat reeds verlede tyd staande dien in God se raadsplan, alles ontvang het wat jou gelykvormig maak aan Jesus Christus. En dan word jou wêreld versoek. En dan besef jy die hoop dat in hierdie bedeling alles nog nie deur direkte aanskouer is. Dat daar in die lewe van 'n gelowige alreeds 'n nog nie aspek is. Jy het die ewige lewe. Jy het die sonde oorwin, oor die verlede tyd. Maar jy bespeur in jou lewe nou, in hierdie tussentyd totdat die Here weer kom, dat jy die goeie wat jy wil nie doen nie, en die kwaad wat jy dikwels doen. Jy daar die stryd in jou, die alreeds en die nog nie. Die pyn van moord, doodslag. En jy moet dit by mekaar bring, by die feit dat jy saam met Christus nou reeds verheerlik is. En jy moet weet, jy word in hoop gered. Jy ervaar nou reeds die eersteling as eersteling van die Gees van God, dat hierdie dinge waar is en dat dit onvernietigbaar vas is. Maar jy ervaar ook die pyn en die ellende, die swaar kry, die ontnugtering, sodat daar nog iemand moet wees wat sug na die openbaarmaking van die kinders van God. En weet jy, ons lees daarvan in vers 26. En net so kom ook die Gees ons swakhede te help, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigte. Het jy ook al op 'n punt gekom in hierdie lewe, dat jy nie weet hoe moet jy nou bid? Wat is dit wat ek nou van God moet vra? Jou woorde raak op. Dan het jy die Heilige Gees wat sug, wat vir jou intree met onuitspreeklike versagtinge, wat jou gebede voltooi en wat jou dan bring by die aanvaarding van vers 28 in ons geleesde gedeelte. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Hoor jy, die Heilige Gees neem dit op hom om met onuitspreeklike versagtinge my tekortkoming aan woorde te voltooi en in lyn met God se wil te bring. En dan begin ek begryp dat alles ten goeie meewerk vir 'n kind van God. En hoor weer hierdie geweldige stremming wat bestaan. Die dinge wat gebeur het, en dis nogal opmerklik in Maart maand. In Maart maand het al die dinge gebeur, as 'n mens maar kyk. Die verjaarsdag van Maaktora, die sterfte van Maaktora, die sterfte van Paula, Maart. En om dan te wil aanvaar en jouself te bring by die punt dat alles ten goeie is nie so maklik.
En daarom verstaan mense die versigtiging van die Heilige Gees as jou gebedswoorde opdraag, voltooi hy dit. En bring hy dit in die heerlike wete dat alles ten goeie dien. En dan kom ons by die groot verskil tussen ons en Korah vandag. Ons kom by die woorde van ons teksvers. Die eerste een, vers 18. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons openbaar sal word. Kan jy dit hoor? Dit wat so vernietigend en met geweldige impak indruk gemaak het, veral op ons. Wat jou gebring het by die totaal oorheersendheid daarvan. Wat jou kan bring by die punt wat jy nie meer weet mooi om te bid nie. Dan tree die Heilige Gees vir jou en bring jou gebrekkige gebed volmaak by God. En dan is die direkte aanskouing as die Here jou in hierdie lewe oorneem in die ewige lewe. Dat dit wat moeilik aanvaarbaar vir ons is, die feit dat die lyding van die teenwoordigheid eintlik nietig is, as 'n mens werklik insig kry in die ewige heerlikheid. En hierdie heerlikheid moet ons verder gaan bekyk. Die heerlikheid van God dui op die gesag van God, die gewigtigheid van God. Die Hebreëse woord dui op gewig, swaar wees. Wanneer die Here verskyn, gebeur daar geweldige, swaar en gewigtige dinge. Jy onthou toe hy sy volk besoek het by die berg Sinai, was dit in die vorm van 'n donderstorm. Aan die een kant is hierdie geweldige natuurkragte wat ontketen word, en dit, as 'n mens die heerlikheid van God aanskou. Aan die ander kant is hy genadig en bedek hy homself met 'n wolk, dat daar die heerlikheid van hom aan die een kant 'n openbaring van homself is, aan die ander kant 'n bedekking. En iets daarvan is nie 'n wyse deel. En dis die verskil tussen ons en Babel. Ons word gered in hoop. Ons leef nog in die alreeds en die nog nie. Ons het die eersteling van die Gees. Wat ons by die hand vat en sê, al lyk dit nou nie asof dinge loop soos dit vir 'n uitverkore kind van God moet loop nie. Hou vas aan God se beloftes. En as ons hierdie lewe verlaat, soos God, dan kom die geweldige besef, die erfenis, die openbaarmaking van die kinders van God, haar bewuswording dat sy gelykvormig aan Jesus Christus is, bring haar by die volle besef dat sy reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons openbaar sal word. Ons is nog op pad. Ons leef nog in die geloof. Ons hoop op die waarmaking van die beloftes van God. En dis nie 'n faalhoop nie. Maar ons wandel nog nie deur direkte aanskouing nie. En dan val soveel dinge op plek in dag. As 'n mens te midde van hierdie lewe, jy as uitverkore kind van God, by die gewaarwording kom by die Heilige Gees in jou werk, dat die lyding van die teenwoordige
ek sê weer, ons glo dit, ons hoop dit, korrelstigting, weet, en mag dit vir die troos van God self. Amen. Laat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, dankie vir u woord. Ons dankie dat ons te midde van hartseer omstandighede u woord aan mekaar kan bedien en versterk kan word in ons geloof. Ons dankie dat ons verlossing in Jesus Christus deur God drie-enig vasgemaak is, onvernietigbaar daar is. En tog leef ons nog in die alreeds en die nog nie. En ons gebed is, werk in ons deur die Heilige Gees, dat ons hoe langer hoe meer as verlostes sal lewe. Ja, dat ons die onsigbare nou al sal sien en vertroos tot die eer van die naam sal lewe. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Ons gaan nou sing en ons ook afgedruk in die blaadjie op die agterblad, die 334 of Gesang 141, en ons sing daarvan die eerste 2 verse. God is liefde, juig ons harte en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het in liefde ons vergeef. Nou kan ons uit God gebore, uit die bron van liefde leef. Die 334, ons slotsang, en dan bly die staan en bid ons om die seën van die Here. Dat ek geleentheid gee vir 'n hulpbeleid en die persoon wat dit gaan waarneem is Marika Hammer. Marika, jy het die geleentheid. Weet jy of jy
kosse en vrugte, handgemaakte verekussings en donsverse. Blikke vol tuisgemaakte koekies en beskuit, wat altyd die kaste vol gestaan het. Al die ketelwerk en maalwerk en borduurwerk, die lys van man. Ouma se huis was altyd vol handgemaakte lekkernye en mooi goed, en ouma se hande het nooit stil aangestaan om iets te gee nie. Ons het dit nie so waardeer soos ons moes nie, maar nou dat ek daarna verlang. Nou dat ek nou maar verlang. Nie die ouma van die laaste paar jaar wie se 40 gedenk was deur pyn en hartseer nie, maar die ouma wat uit haar maag kon lag vir Mr. King se streke, die lekker kon kieringkies wanneer ons ram speel, die ouma wat my as klein dogtertjie aan die saal gesing het, die se krillers ek soveel keer in en uit gedraai het sonder dat sy klaar, en die ouma wie altyd saam met die hondesprei was. Nou is ons finaal tot sien, met 'n geruste hart, want ons weet ouma's van die wêreld se pyn en hartseer weggevat. Baie dankie Marita. Dan het die familie vir my 'n lys van datums gegee. En vra dat ek dit moet lees. Jy kan nie verstaan wat hy sê dankie. Ek is my eerste week in die dag. First so die Paulus verkoop vir die waarheid van die diens, vir Magda en die vroueaksie, vir die verversings, koffie en tee, vir Elisha Maal, vir die blomme, dis pragtig, en vir die help en die leerlings van die begrafenis, veral vir die Jean, die dienstespuit. Aliena as op dit is. Oom Hans daar agter vir die oopsluit en regkry van die kerk. En dan vir die jeugland, vir al die liefde en goeie diens, die tot die jare wat naderende was. Vir al die familie en vriende, meeste het so ver gekom, ons waardeer die liefdes. Ons as dogters, of Tannie Elise en Tannie Corrie uit ons harte dankie sê, dat Tannie hulle ons moeder so gereeld besoek het, al was dit soms moeilik. En laastens wil ek voormeld, baie dankie sê vir my mamma ook. Sonder jou, so die jare se moeilike tye nie kon maak. Jy was 'n steunpilaar en altyd daar vir my. En dit kan ons bedank ons af. Nou gaan ek die name van die draers lees. Die draers oorvleeg. So ek gaan almal se name lees. Ek gaan almal voorkom. Want dan herhaal die draers vir die kerk en die draers vir die graf is amper dieselfde. Ek gaan vra dat hulle vorentoe kom. En dan gaan ek oorgaan dat hy dan die draers en